Die Evangelie van Lukas hoofstuk 23 vers 52 tot 53 lees soos volg. Hy het na Pilatus gegaan en die liggaam van Jesus gevra en dit afgehaal en in linne toegedraai en dit neergelê in 'n graf wat uit 'n rots gekap was, waar nog nooit iemand in gelê het nie. Welkom by Geloofspad. In die laaste oomblikke van Jesus se aardse lewe, toe die wêreld sy rug op hom gedraai het en sy naaste disippels verstrooi het, het twee onwaarskynlike mans uit die skaduwees getree. Josef van Arimatea en Nikodemus. Tot nou toe het albei Jesus in die geheim gevolg. Hulle was gerespekteerde lede van die Sanhedrin, die einste raad wat hom veroordeel het. Maar nou, na Jesus se dood, het hulle alles gewaag om hom eer te betoon. Josef, 'n ryk man en geheime disipel, het Pilatus met vrymoedigheid genader om vir Jesus se liggaam te vra. Dit was 'n gevaarlike daad. Om met 'n veroordeelde man te assosieer kan skaamte, politieke terugslag of erger bring. Tog het hy in liefde vorentoe getree en nie net 'n grafkelder aangebied nie, maar 'n verklaring van getrouheid. Nikodemus het by hom aangesluit en 75 pond speserye gebring. 'n buitensporige, duur geskenk van toewyding. Hierdie oomblik openbaar 'n deurslaggewende waarheid. Ware liefde vir Jesus vereis moed, opoffering en kom dikwels met geen sigbare beloning nie. Hierdie mans het nie opgetree vir erkenning nie. Hulle het nie hul nalatenskappe gebou nie. Hulle het eenvoudig gedoen wat duidelik voorhande was. Teer omgee vir die verlosser waarin hulle begin glo het. Hulle daad het profesie vervul en 'n blywende getuie geword. Terwyl ander in vrees gevlug het, het hierdie twee die liggaam wat die volheid van God gedra het, stilletjies toegedraai. Hulle het geweet dit was nie net 'n lijk nie, dit was die tempel wat afgebreek is, wat binnekort weer sou opstaan. Dit daag ons uit om te vra. Wag ons vir groot roepings in die verte of doen ons moedig wat duidelik voor ons lê? Sal ons Christus eer wanneer dit ongerieflik, duur of selfs gevaarlik is? As gelowiges is ons lewens bedoel om dieselfde opofferende toewyding te weerspieël. Nie in die geheim nie, maar in vrymoedigheid. Nie vir wins nie, maar uit liefde. En net soos Josef en Nikodemus is ons arbeid vir die Here nooit te vergeefs nie. Kom ons bid. Here Jesus, dankie vir die moed van Josef en Nikodemus wat U geëer het toe ander gevlug het. Help my om uit die skaduwees te tree en U met vrymoedigheid te dien, selfs wanneer dit my kos. Leer my om regverdig op te tree, barmhartigheid lief te hê en nederig saam met U te wandel. Amen.